Die Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 123, 123. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou dit gebeur dat jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek bekendstel. Byvoorbeeld op die oomblik het ek 'n pakket aan met enige 3 boeke wat ek geskryf het. As jy dit bestel, kry jy 'n 4de een gratis. En almal se posgeld ingesluit, van Postnet tot Postnet. Natuurlik ook vir die Namibiërs doen ons dieselfde ding ook. Ons het 'n manier om die boeke by julle te kry vir dieselfde prys. Sou jy belangstel? Ek dink spesifiek aan die 3 boeke wat 'n goeie pakket is. Die Afrikaanse Leggaas Studiegids Bybel, nommer 1, 2 en 3. Almal A4 boeke, 500 bladsye dik. Daai boek, streep Bybel, Encyclopedia, weeg 1,5 kg per boek. So, dit is 'n redelike klomp inligting. En vir u wat nie weet nie, dis in kleur, dis in swart en in rooi. Swart is wat die Bybel sê, rooi is my verduideliking. Partykeer het ek 1 lyntjie of 1 versie swart en die res van die bladsy is in rooi. En elke versie het 'n opskrif. Goed, sou jy belangstel? En my kontak by ons webtuiste https://javashua.co.za, of jy kan na my webtuiste of jy kan na my WhatsApp nommer toe gaan, 0722 367 124. Soos dit hierbo is, kan u dit kry. As jy die eerste keer is na die reeks gaan luister, ons kry nuwe mense al die tyd. Gaan na deel 1, jy het 122 gedeeltes reeds gemis. Gaan na deel 1, begin reg voor, stap deur hom op die tyd. Baie belangrik om in te teken, sodat jy die kennisgewings van die verskillende subsidies van die verskillende studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe, deel dit met ander ook. Net vir inligting, ons vereenseldig ons hier met enige messiaanse groepe, Israel-Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging of enige een. Jy sal agterkom, ons gebruik die antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name name, soos vertaal deur Dr. Joseph Briand Rottenham in 1860, die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy ooit jou hande kan oplê. Hy is ook in 'n pakketvorm, waar as jy hom bestel, kry jy enige boek gratis saam. Sou jy belangstel, kan jy met ons kontak maak. Goed, ons gaan aan waar ons laasweek opgehou het, Openbaring hoofstuk 22, vers 11, Openbaring 22, vers 11. Nou besig om baie vinnig na die einde toe van die reeks te beweeg. Die wat vuil of skoon is, vers 4. Vers 4. Hy sê, wie onreg doen, laat hom of en ek sê nakies of haar ook, nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom of haar nog vuiler word. En laat die regverdige, dis die bruid van Javashua, nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Ek wil net sê, ons is nie heilig nie. Ons strewe na heiligmaking. Ons strewe om elke dag regverdiger te word in die genadebloed van Javashua, deur die leiding van die Ruach HaKodesh. Die woord sê, wees heilig, want ek is heilig. Strewe na heiligmaking waar sonder niemand die koninkryk van Java sal sien nie. Nadat ons nou hierdie versverwyding bestudeer het, besef ons onmiddellik dat saam met hierdie laaste uitnodiging van Java Almagtig is daar ook 'n vermaning vir hulle wie dink dat daar nog baie tyd is om hulle te besluit te neem en hulle lewe te verander vir Javashua. Sonder om tyd te mors of doekies om te draai, maak die woord van Java die volgende stelling. Wie onreg of sonde wil doen, kyk my vingers, laat hom of haar nog meer sonde of onreg doen. En wie vuil of sonder Java wil lewe,
laat hulle nog vuiler of in meer sonde lewe, en laat die regverdigers, naamlik die bruid van Jahweh, nog meer regverdiger word, en laat die heiliges heiliger word. Vir die bruid van Jahweh is hierdie versgedeelte 'n uitroep van blydskap. Halleluja. Dis 'n uitroep van blydskap en bonatuurlike verwagting. Ons besef dat die tyd is besig om net so kort te word. Die tyd is besig om vol te word. Jy sal nie glo nie, maar hoe word die woord tot vervulling gebring elke dag? Die 127 Islamiete, of laat ons sê dan Palestynë wat Islamiete is, wat onwettig in Suid-Afrika ingebring is as vlugtelinge en wat 'n storie ook al, is 'n profesie wat tot vervulling kom. Nou as ek sal teruggaan na hierdie selfde studie toe, en ek gaan kyk waar ons gepraat het oor Openbaring 6 vers 9. Openbaring 6 vers 1 was oor die dier, waar hy gepraat het oor die 4 perderuiters. En dan die laaste perderuiter het hy gesê is 'n valperd nie. Daar het ek vir jou verduidelik, is die groen perdruiter Islam. Maar hulle kon hom nie as 'n groen perd beskryf nie. Islam se vlag is groen, swart en rooi, maar heel hoofsaaklik groen. So gaan terug en gaan luister na dit wat ek gesê het oor die groen perdruiter. En die groen perdruiter moet in verskillende plekke in die wêreld in plek wees, wanneer die anti-kris, of kom ek sê anderste, wanneer die vredemaker in die tempel moet gaan sit en die verbond met Israel sluit. En dan, wanneer die verbond verbreek word, dan sluit die anti-kris, die Romeinse paus, met Islam 'n verbond. Gaan kyk wat het ek gesê in Openbaring 6 vers 9. En dan gaan jy ook na Openbaring 13. Gaan lees Openbaring 13 vers 1 tot by Openbaring 13 vers 18. Vandaan daarvan vers 10 af aan, waar die groen perdruiter Islam, die vals profeet is wat die wonderwerke gaan doen. Ek gaan nie baie veel oor dit sê nie, ek sê net sê, soos wat hierdie Palestiniërs in ons land ingekom het, gaan dan nog duisende van hulle inkom. Kom ons bly wakker op die woord wat tot vervulling moet kom. Ons lewe in die eindtyd. Tyd vir kerkspeel is verby. Die finale stukkies van die legkaart is om in plek gesit te word. Dink u dat dit is per toevallig dat Vader hierdie laaste 15 jaar bepaal het dat hierdie bonatuurlike name in Suid-Afrika moes ontpop en uitspeel na die buitewyte van die wêreld toe? Terwyl Suid-Afrika 'n spring, hulle sê in Engels, 'n springboard, 'n springplank gaan word, 'n speelplek word vir Islam, die groen perdruiter van Openbaring 6 vers 9, dink jy dis per toevallig? Meer dan ooit besef ons as Jahwiste vandag, die stukkies van die legkaart pas presies in plek, soos Vader dit wil hê. En weet jy wat, die bruid weet alles voor die tyd, halleluja, alles. Hy kom nie vir ons soos 'n dief van die nag nie. Hy kom vir die godsdienstige mense, vir die dronkies en die hoere, hy kom vir hulle soos 'n dief van die nag. Maar vir die bruid ken die uur en die minuut wat haar bruidegom kom haal. Hy kom nie soos 'n dief van die nag op haar af nie. Dis maar 'n
Rooms-Katholieke teologie om die ouens aan die slaap te kry. Niemand weet wanneer hy gaan kom nie. Hoe sê Pastoor Raymond Bonke, Pastoor Raymond van die Kaap, hy sê, nee, ek moet hom praat. Sê, nee, broeder, ek praat oor die wederkoms. Net God alleen weet, dus ek snaaks. Ek en my studente weet presies wanneer hy gaan kom. Toe druk hy die foon op my dood. En dis die verskil. Dis die verskil. Die mense wil nie hoor nie, want dit affekteer hulle inkomste as hulle die waarheid moet preek. Pastoor Raymond Lombard, die Ewe. Vir die bruid van Jafashua is hierdie versgedeelte 'n uitroep van blydskap en verwagting. Halleluja. Wanneer hy sê die wat skoon is moet skoon word en die wat vuil is moet veilig word. Hy sê en die regverdige moet heiliger en regverdiger word. So die woord sê wees heilig want ek is heilig, sê Jafashua. Dis vir ons 'n uitroep van blydskap en verwagting en vir die ongoddelike persoon wie nie Jafashua as hulle verlosser en saligmaker en redder reeds aangeneem het nie, is dit 'n vermaaning van verdoemenis en die dood. Openbaring 20 vers 12 tot 14. Hy sê in vers 12, kyk ek kom gou weer. Vers 12, kyk ek dis Jafashua kom gou. Maar wanneer hy kom, dan kom hy met 'n loon. Vir wie? Vir die bruid. En vir 1/3 van Israel. Kyk ek, Jafashua kom gou. Kan u onthou dat ons is al lank al by die slag van Armageddon verby en die wit troon oordeel en toe was ons by die nuwe Jerusalem en toe by die troon waar die rivier met kristalhelder water en toe skielik toe verander hy in 'n uitnodiging. Hy sê julle wat al hierdie goed sien gebeur het in die boek Openbaring en dit verstaan. Hier is die uitnodiging. Daar is ongoddelike mense ook, ongeredde mense ook, wat hierdie reeks kyk en my boeke lees. En hierdie kom direk uit my 2 serels tot die boek van Openbaring, boek uit. En hierdie is 'n uitnodiging vir die ou wat daai boek lees. Godsdienstige mense wat jarelank in die kerk gesit het, wat sy oë verblind was en wat sy ore toe was. Presies soos die Israeliete. Dis 'n uitnodiging. Vers 12, en kyk ek, Jafashua, kom gou. En wanneer ons so om ons kyk, dan wil ek vir jou een ding verduidelik. He's coming soon. He's coming soon. En hy kom vir 'n bruid wat in afwagting is. Nie wat verwagtend is nie. Wat in afwagting is. Wat staan op elke belofte. Halleluja. Hy kom eers om sy bruid te kom haal, dan neem hy ons weg. 7 jaar en 105 dae later, dan slag van Armageddon, wit troon oordeel. Hy sê, kyk, ek, Jafashua, kom gou. En my loon is by my. Om elkeen te vergeld soos sy of haar werke sal wees. Vir die bruid? Nee, die kerk gebruik hierdie skrif, as jy ja, elkeen gaan voor die regterstoel van Vader Jahwe verskyn, regtig? Ja, maar jy gaan hoe gaan jy anders? Hy sê dan daar, om te ontvang, om jou loon te ontvang. Nee, maar Openbaring 20 vers 4 sê, ons sit daar reeds op trone. En die oordeel is reeds aan ons gegee. Ons is reeds in die hemel, so ons kan nie eers op die trone sit en die werk van 'n jury doen, en dan gaan ons moet voor die troon staan om 'n loon te ontvang nie. Ons is al 7 jaar en 105 dae in die hemel waar ons loon ontvang het. Kyk, ek Jafashua kom gou en my loon is by my. Dan moet jy kyk wat hy sê.
om elkeen te vergeld. Nou, wat sê daai woordjie vergeld? In plain Afrikaans, it's payback time. Te vergeld. Wanneer jy, as ek vir u 'n geskenk gee, dan vergeld ek jou mos nie. Ek begunstig jou. Dis met 'n hart van liefde wat ek vir jou iets gee. Ek gee jou 'n geskenk. Dis nie 'n vergelding nie. Nee, as jou skoonmaak kom kuier, dis vergelding. Sorry Tannie, sorry. Dis vergelding. Nee, dis nie vergelding nie. Dis wonderlik as 'n mens jou mense het wat vir jou kan kuier en wonderlik is. So hy sê, kyk, ek Jafashua kom gou om en my loon is by my om elkeen van, kyk my vingers, van die ongoddelike mense te vergeld soos sy of haar werke sal wees. Nie is nie, sal wees. So daai sal wees sê vir my, daar's 'n kans. Hier's 'n kans vandag in 2025 terwyl hierdie woord uitgaan in deernis en met gevoel en met 'n passie en 'n empatie. Waar Jafashua sê kom, hulle wat vermoeid en belas is, hulle wie geen geld het nie, hulle kom eet en drink, kry van nie, kom. Kom ek vir jou 'n kleed van geregtigheid aantrek. Kom ek jou sondes vergewe. Kom ek jou ek het reeds 2000 jaar terug jou sondes vergewe, maar ek vir jou net sê wat jy moet doen om dit deelagtig te word. Vergeld is 'n lelike woord. Wanneer 'n ou vir 20 jaar toegesluit word vir kinderverkragting, dis vergelding. Dis nie iets wat hy 'n geskenkie wat hy ontvang nie. Dis vergelding. Hy sê om elkeen te vergeld soos sy haar werke sal wees. Met ander woorde, dit die lewe wat jy verkies het om te lewe. Die woord sê die welaangename tye toe ek julle besoek het, wou julle my nie hoor nie. Hoe wonderlik is dat ons as bruid wie van Jafashua, wie deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees geleer en gelei word elke dag van ons lewens. Ons kan nie genoeg kry van Bybelstudies nie. Ons kan nie genoeg kry van geopenbaarde woord nie. Hoekom? Want dit voed ons in ons eie gees. Ons gees met 'n klein g, nie die Heilige Gees nie, gees. My gees, Heilige Gees, Hoorwetter gee, Ruach HaKodesh. Ek wil meer hê. Ek wil nog hê, ek kom terug vir nog. Oor en oor en oor en oor en oor en oor. Hierdie laaste 6-7 jaar vandat ons die uitsendings begin doen het. Hoor ons sê, mense sê, ek kan nie genoeg kry nie, ons spandeer 5-6 ure 'n dag. Kan nie, as daar 'n kans is, dan is ons besig met studies en woord. Hoekom? Jy bou jou geestelike stelsel deur die geopenbaarde woord. En dan kan die Satan maar kom met sy aanslae en sy aanvalle. Dis soos 'n ou wat teen 'n armored-kar skiet. Pong! Pa! Pong! Pong! Daai patroon gaan nie in nie. Hy's vas. Daai stuk lood val net so af, skadeloos. Hoekom? Want ons is oorskadu deur die Ruach HaKodesh. Jaffa sê ons Elohim, of kan ek sê andersom, sê Jafashua, ons verlosser sê, dat die wie Vader Jaffa my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Net een kan ons uithaal, nie eers die Satan nie, net onsself. Net ek en jy kan Vader se hand oopmaak, kan Jafashua se hand oopmaak, want die Vader het ons in sy hand gegee. Vir watter rede is ons sy hand wil oop hê? Ek wil nie sy hand oop hê nie. Hoekom? Ons is die geseëndes, die gesalfdes en die gunsgenote. En sy goedertierendheid en sy guns volg ons elke dag van ons lewe. Die woord sê hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan sy blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen en wat sy doen, voer hulle voorspoedig uit. Hy sê die weë van die goddelose is nie so nie, maar so skaf wat deur die wind verstrooi word. Halleluja.
Is ons voete geanker op die rots van alle eeue? Die boodskap wat Jafashua 2000 jaar gelede vir Petrus gegee het, sê Petrus, vir jou gee ek die sleutels van die koninkryk, waar jy oopsluit is toegesluit en oopgesluit in die hemel en op die aarde. Ek en u sit met daai sleutels. Wat is hierdie? Dis die sleutels van die koninkryk, wat Petrus op die dag van Pinkster gebruik, om die hemel oop te sluit vir 3000 ouens om in te gaan. So hulle sê, wat moet ons doen? So sê Petrus, bekeer julle. Eerste, repent, bekeer. Dan moet jy geonderdompel word. Dit help jy vat 'n droë sondaar en maak hom 'n nat sondaar nie. Repent, draai om, bekeer. Dan onderdompeling in die naam van Jafashua tot vergifnis van jou sonde. Dan heiligmaking. 3000 siele kom op daai dag tot bekering. Hoekom? Hulle het bekeer en is geonderdompel in die naam van Jafashua tot vergifnis van sy sonde. Halleluja. Ek is so dankbaar ons ken vandag hom by die naam. Nie titel van Vader, Seun en Heilige Gees nie. As jy te sê omdat jy sy titel ken, jy ken hom nie. Jy moet hom by sy naam ken. Vers 13. Hy sê so, ek Jafashua is die Alfa. Die Alfa is die eerste letter. Omega, die laaste letter. Ek is die eerste en die is die laaste. Ek, Jafashua, is die Alfa en die Omega. Is hy vir u vanaand die Alfa en die Omega? Het jy hom lief? Het jy hom werklik lief? Ek is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. Ek is so bly ek het hom op 'n jong ouderdom leer ken. Vader, hou my net vas dat ons die pad stry, pad loop tot op die einde. Ek is die begin en die einde. En sommer alles tussenin ook. Ek is die eerste en die laaste. Hy is die eerste en hy is die laaste. Hy is die roos van Sharon. Hy is die blink en môre ster. Hy is die lelie van die dale. Hy is die liefling van my siel. Halleluja. Het jy hom lief? Het jy hom werklik lief? Jafashua sê vir Petrus, het jy my lief? Petrus sê, jy weet dit. Hy sê, laat my skape by. Petrus, het jy my werklik lief? Woord sê, Petrus het bewoog geword, sê ja, jy weet. Hy sê, pas my skape op. En ek wil vanaand vir u vra, het u hom werklik lief? En ek gaan maar in Afrikaans moet uitdruk, no matter what. Het u hom lief? Al kos het ons wat? Het u hom so lief? Weet jy wat, omdat ons weet dat die eindtyd is besig om tot vervulling te kom 58, meer as 58 jaar, net so klein eentjie dan is 59. 58 jaar van my lewe in navorsing en studies in die eskatologie. En elke jaar kan ek die goed sien, hoe meer goed in plek val, hoe meer profesie tot vervulling kom, hoe meer profesie herbevestig word. As ek sien hoe Jaffa die Jafiste red, mans en vrouens wat hulle lewe lank in kerk, die nominasie en organisasies vasgesit het, prominente mense, pastore en predikante. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Hulle het alles prys gegee.
Baie van hulle is emeritaar pastore en predikante, wat tot op hulle ou dag moes gekom het, tot hulle ook kon oopgaan. En dan vir die jong manne en jong vrouens, jong dames, wat besig is, hulle wat in die Bible College ingeskryf het, hulle wat besig is om te studeer as pastore, wat 'n voorreg. Dat ons in hierdie tyd by die bo-natuurlike woord kon uitkom. Jy weet, en dis hoekom die woord sê, ons neig nie na wat agter is nie. Ons trek na wat voor is. Ons almal het foute in ons lewens gemaak. Ek wil amper sê, soos hulle daai vrou wat in hoerery gevang is, bring, voor Jafashua, en hulle sê, wat doen ons met haar? Hulle wil met klippe doodgooi. Toe sê Jafashua vir hulle, julle wie sonde is, gooi die eerste klip. Julle wat sondeloos is. En maak nie saak wat die mense uit jou verlede gaan uitdip nie. Dit maak nie saak nie. Dis agter. As daar iets is wat reggestel kan word, stel ons dit reg. Maar ons neig na die goed wat voor is. Hoekom kom die Satan nie en hy kom haal vir ons die goed uit en hy sê, dis wat ek weet wat julle gaan toekom. Ek weet julle gaan krone kry, ek weet julle gaan op trone sit, ek weet julle is priesters, koningsseuns en priesters van die Allerhoogste. Hoekom sê hulle nie daai goed nie? Maar is omdat hulle die koninkrykswerk wil afbreek, is omdat hulle jou wil afbreek en my wil afbreek. En die woord sê, ons kyk na wat voor is. Hierdie jaar is besig om uit te loop en ons kan so maklik sê, wat kon ons nog gedoen het? Hoeveel tyd kon ons beter gebruik het? Hoeveel van ons tyd kon ons beter bestee het? Dis water wat onder die brug deur is. Die oude mense het 'n mooi Engelse gesegde wat sê, it's no use crying over spilled milk. As jy die melk kan mors het, wat help het jy huil daaroor? Is in die sand. Lê op die vloer, jy kan dit nie drink nie. Kom ons worry oor die goed wat ons nou iets kan aan doen. Ons dink, wat kan ek en jy nou doen om 'n verskil te maak? Waar Jafashua vir ons 'n belofte het. Ek is die Alfa en die Omega. Moenie worry nie. Hy sê, ek is die Alfa en die Omega. Laat hulle van jou sê net wat hulle wil. Ek is die begin en ek is die einde. Laat hulle met jou maak net wat hulle wil. Ek is die eerste en die laaste. Die laaste, die oordeel is aan hom. Hy sê, hy die finale sê. Hy is die regter. Ons is die jury, hy is die regter. Maar weet julle dat julle beloning is om volgens Openbaring 20 vers 4 op die trone te sit by die wit troon oordeel. En die oordeel word aan ons as bruid gegee. Is dit nie wonderlik nie? En dit is nie omdat ons gaan verheerlik in ander se leed nie. Dit is omdat ons gaan sê, I told you so. En jammerte, ek dink, dalk sal daar trane loop, jammer, ek is jammer, julle moes gehoor het. Moet ons probeer om julle in te lig, om julle te waarsku. Maar julle het nie belang gestel nie. Daar's baie tyd. Veral in hierdie tyd van Desember maand, waar mense by die werksafsluiting feeste is en dit is ook die selfmoordseisoen. Wat pa's en ma's nie vir hulle kinders kan persentjies gee. Weet jy hoeveel kinders is vandag sonder pa's of ma's, omdat hulle in Kersvader geglo het? En die pa, nie vir hulle vertel het, daar is nie so ding soos 'n Kersvader nie. En hy op die einde van die dag moes selfmoord pleeg, want nie vir hulle persentjies kon gee, en die goed nie. Kom ons lewe in die waarheid. Dank Jaffa dat ons anker in hom is, in sy seun Jafashua, wie ons gereinig het van al ons sondes en oortredinge.
Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Hy wat kom, wie is, wat was en sal wees. Dan kyk nou Openbaring 1 vers 1. Halleluja. Halleluja. En wat het ek en u? As Javiste en deel van die universele bruid van Yahshua, wêreldwyd vandag, ons het 'n verwagting. 'n wederkomsverwagting. Parousia. Nie Arpacho nie, parousia. Die woord sê, des te meer julle die tyd sien nader kom, om meer in heiligmaking te lewe. Nou gesê te wees, want die woord sê, apostel Paulus sê, sonder heiligmaking sal niemand Jahwe ons Elohim sien. Die strewe heiligmaking na, elke dag. Waarsonder niemand Yahshua sal sien nie. So die bakpoeier hierso is, heiligmaking. Nou gesed lewe. Ag, vat net een doppietjie, net eenetjie, wie sal weet? Heiligmaking. Dis ons fundament. Dis ons fondasie. As Javiste in hierdie 21ste eeu is om te strewe om in heiligmaking te lewe. O, julle is so superheilig dat julle is klaar in die hemel. Nee. Nee, die woord sê, ons funksioneer asof ons alreeds in koninklike posisie sit. Ons funksioneer nou, vandag op die aarde, as koningsseuns en priesters van Jahwe, besig om te manifesteer oor die werke van Satan en sy demoniese se engele in die autoriteit wat hy vir ons gegee het. Die woord sê maklik, hy sê weerstaan hom. Weerstaan hom en hy sal van jou wegvlug. En as jy sukkel, dan sê die woord, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp. Yahshua sê, ek sal, nie miskien nie, ek sal jou uithelp, maar die kondisie is, jy moet my eer. Almal onthou daai, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp. Almal stop daar, die pastore stop daar, en almal vergeet die kondisie, maar jy moet my eer. En ek en u het soveel om hom voor te eer. Ons het nodig om te eer. Ons het nodig om Yahshua te eer vir sy bo-natuurlike genadebloed. Ons het nodig om Vader Jahwe te eer vir die fasiliteit wat hy vir ons gegee het in die Ruach HaKodesh wat ons leer in alle reg en waarheid. Die tyd ons gevang. Volgende week dink ek maak ons klaar. Tot volgende week as dit Vader se wil is. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.